Kom ek vra dat julle almal asseblief staan. Ons net so hulle van afhaal ons. Sien, dis die nuwe lewe wat ons in Christus het, is dit wat sy hier nou gedoen het, sy het ons aangesteek met die krag en die heiligheid van Jesus Christus. Wat kan ons sien? Dis die ewige lewe daai, die vuur wat bly brand. Kom ons staan net so dat ons saam. Vader, dis sy diepe dankbaarheid dat ons in die oggend hier staan. As dit nie vir die seun was wat vir ons verlossing gebring het nie, dan het ons 'n hoop gehad wat beskaam het. Maar nou het ons 'n lewendige hoop in Christus wat vir ons daar is om die heerlikheid van U te kan ervaar, die vertroosting wat U vir ons het in ons harte vir die afsterwe van 'n geliefde. Maar ons kom in die oggend en ons vra dat U ons gedagtes sal stil maak, dat U ons harte sal open, dat ons hoor wat die Gees op soveel jare al in ons harte sal spreek en vir ons sal leer en sal lei. Baie dankie vir die voorreg dat ons hier is om saam met mekaar die lewe van Tannie Louisa te kan herdenk. Dis vir ons 'n kosbare voorreg om haar lewe hier voor ons te kan afspeel en te kan sien hoe sy deur die lewe gegaan het en hoe sy heeltyd aan U vasgehou het. Dankie vir die voorreg en dankie ook vir almal wat hoor. Ons vra dat U die verrigting sal seën en ons bid dit in die wonderlike naam van ons verlosser Jesus alleen. Amen. Prys die Here. Kom ons sing saam, miskien nou nie julle wees van. Kom ons sing saam uit lied 464. O Here my God, kom ons staan.
gesels vanmôre en ons wys deur die woord in Psalm 23 wat ook 'n baie sterk anker in Ria se lewe was. En ek wil net vir julle iets vertel, nou dat ons 2 weke terug ry ons deur die Karoo en ons stop in Beaufort West, volstasie om die rus en brandstof in te gooi. En toe ons in die fasiliteit ingaan, toe is daar 'n man besig om skoon te maak. En ek groet hom, ek sê, hoe gaan dit met jou? Hy sê vir my, nee, dit gaan goed. So kalm soos 'n psalm, sê hy. Ek sê, hoor nee, ek weet dit is baie wonderlik. En ek is toe klaar en ek kom toe uit, en toe is hy nou alweer buite. Toe wil ek my vra nou, wat 'n psalm is dit wat jy nou so oor kalm is? Hy sê, meneer, jy weet mos nou, daai Psalm 23, dis hy, en ek begin hom so vertel, van vooraf, en hy kom toe by hier by vers 4 en 5, so raak het nou alles stiller, maar ek ken die Psalm. En dis dan ook hier wat ons, dis 'n ou bekende Psalm, wat ons soveel jare al, ek as kind ook beleef het, dis nie dat ek so baie water drink, maar my longe en my asemhaling, is maar 'n bietjie kort, so dan raak nie van uitdroog. Is 'n Psalm wat deur die eeue heen alreeds na vore gekom het uit die pen van Dawid. As ons daarna kyk, is dit 1000 jaar voor Christus wat hy hierdie Psalm al geskryf het. So dit is al feitelik 3000 jaar wat almal Psalm 23 ken. So ons is nou al reeds baie kalm soos 'n Psalm in hierdie situasie wat ons Psalm 23, maar dit is 'n kosbare Psalm wat diep in ons harte kan vasbrand met wie ons herder is. Wie is die Here wat hy hiervan praat? Ons lees dan saam Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek dan deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei die tafels voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. So is net tot daar. Nou, in daai gedeeltetjie van 6 verse het die skrywer deur die Gees se leiding vir ons kosbare boodskappe daar gegee. Maar as ons kyk na die eerste plek, is hy praat hy van die herder. Maar hoekom praat hy van 'n herder? Want dan moet daar skape wees as hy gaan praat van 'n herder. So as mens gaan kyk in die woord, die verhouding tussen God en die mens, sy skape en die herder, is die metaforiese gebruik daarvan op baie pertinent, alreeds in die Ou Testament en dan ook in die Nuwe Testament. In die Ou Testament kan ons Psalm 23 soos nou gelees het. Die Here is my herder, dat sou my ontbreek nie. Dan is daar ook Psalm 95 vers 7, wat hy ook daar praat, want hy is ons God. Ons is die volk van sy weiding en die skape van sy hand. So die kosbaarheid van dit is al reeds daar in die Ou Testament. Hoe die Ou Testamentiese profete en die konings en die priesters Jesus se koms al reeds voorspel het. Nou sê hy daar ook in Jesaja 53 vers 6, ons het almal gedwaal so skape. Praat hy ook weer van die mens sy hardkoppigheid en sy weiering om God se heerskappy te kom. En ons het gedwaal so skape. Dan praat hy in Jesegiel 34 vers 1 tot 12, van 12, 11 en 12. God sê hy sal self na sy skape soek en vir hulle sorg. Dit is alles hier in opgevat op Psalm 23.
Hy lei my na groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Hy sorg vir ons. Dan kyk ons in die Nuwe Testament. Trek dit ook deur. Nou in Johannes 10 vers 11, wat hy wil sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe neer vir sy skape. Is dit nie wonderlik nie? Is dit kosbaar dat ons al reeds in Johannes, die evangelie daar is geskrywe na Christus se opstanding. Maar daar is al reeds gepraat van die herder. Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem. So waar praat hy? Hy praat in die hart van gelowiges en ons moet dit hoor. In Matteus 8 vers 18 vers 12 tot 14, dan gaan ons oor die gelykenis van die verlore skaap. Ons ken hom almal. Hy laat die 99 staan en hy gaan soek een en hy bring hom terug. Daar's vrede en vreugde in die gelykenis daar. En dan ook in Lukas 5 vers 3 tot 7 is daar weer 'n herhaling van dieselfde gelykenis. Dan in 1 Petrus 2 vers 25. Want julle is soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder toe. So daar was 'n kans van terugkeer van 'n verlore skaap neem vir die tyd om Christus weer te ontmoet en die verwydering wat gekom het met die sondeval weer te kom herstel het, dat ons weer 'n verhouding met God kan leef. Nou die skape, dis 'n beeld wat skape wys, want die skape gee vir ons 'n beeld van God as herder vir ons, hoe hy vir ons sorg, ons afhanklikheid van hom, die mens wat maklik afdwaal word nie genoem, en God as herder beskerm, lei en red ons aan die einde van die tyd van dit wat gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie dieper na vers 1. Die Here is my herder en ek kom niks kort nie. God voorsien in alles wat ons regtig nodig het. Vir nou en vir wanneer nog? Vir die ewige lewe hierna. Dit wat ons dan nou beleef, is die namels, waarna ons moet kyk, as ons dit sien, as ons 'n lyn trek, 'n lang lyn, aan die begin van die lyn, is daar so 'n klein stukkie rooi, en die res van die lyn is wit, want daai rooi is die tydperk wat ons, as mense hier op die aarde is, maar daarna is ewig. So maak seker dat die tydjie wat jy hier het, werklik toegewy is in jou verhouding met die Vader en met Jesus jou verlosser. Maak seker, want die ewigheid is 'n ewigheid. Daar's geen ander manier om dit te stel nie. Dit is oneindig, maar dit is kosbaar om in God se teenwoordigheid te kan wees. Nou alreeds en dan ook vir ewigheid. My herder wys vir ons sy persoonlike verhouding en hoe ons hom kan vertrou. Dis 'n herder se funksie. Dis die karakter van 'n herder, is om na sy skape om te sien. En dan ook dat ons as mense ons herder kan vertrou. Vers 2 sê ons dan, daar sê ons vers 1 sê dan as God is ons herder. Vers 2, die tema daar in vers 2, rus en herstel, is dit wat vir ons bied. Hy lei ons na groen weivelde. Wat beteken dit? Voeding en vrede. Dis die twee goed wat hy daar vir ons sê, as ons dit opsom. As stil waters, innerlike rus in die tye wat ons nou leef, in die chaos van waar ons nou leef, in die tyd. Gee hy vir ons innerlike rus. God gee nie net werk nie. Hy wil nie net vir ons hê om heeldag te werk nie, maar wil hê ons moet rus op. Maar daardie rus is 'n rus in die wete dat God ons aanvaar soos ons is deur Jesus Christus en dat ons ook na die beeld van sy seun vernuwe word dag na dag. So die geestelike voedsel is ook daar vir ons om sy woord, om wat die brood van die lewe is, om elke dag ook in te neem, soos wat ons honger word vir liggaamlike voedsel, het ons die hongerde wat deur die Gees in ons geplaas word, om elke dag die Geesbrood te kan eet. Sy woord is vir ons ingegee tot lering en regwysing.
So as ons dit elke dag lees, dan voed ons gees, en dat ons kan bedink, soos Christus wat daar bo is, nie dit wat op die aarde is. So die opsomming vir vers 2 is dan rus en herstel. Hy gee ons rus, en hy herstel ons, terug na ons, uit die chaos, uit die onvrede, uit die wetteloosheid, herstel hy ons as ons na sy woord toe gaan, en dit ook dan nou lees. Dan kom ons kyk wat sê vers 3. Vers 3 sê dan vir ons, hy verkoop my siel. Wat 'n kosbare ding is dit, om te kan verstaan, dat God jou siel verkoop. Jou siel is jou denke en jou emosies, dit wat jy beleef elke dag. Nou, hoe verkoop hy jou siel? En dan ook, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam wil. Die tema is weer eens herstel en leiding. Hy kom vir ons te help. Ons het nie die situasie wat ons alleen gelos word hier in hierdie wêreld, om self te spook en te spartel nie. Hy is hier met ons, soos wat ons nou hier is God, Heilige Gees en Jesus Christus teenwoordig. Hy is hier om ons, dis soos asem by die indag. Die herder daar se verduideliking, die woord herder. En daar, die Here is my herder. Die Here beteken daar Yahweh in die Hebreëus. En in die Grieks is dit Jehovah. Jehovah, soos baie mense dit uitspreek, is daar die wesheid. Wie is Jehovah? Hy is die skepper van die heelal. Hy is die onderhouer van die heelal. Ek dink net, hy is jou herder. Dink net, wie ken jy? Nie 'n plaaslike president of my vriend of wie ook al nie. Ek ken die herder, die skepper, die een wat alles begin en onderhou het. Is my herder. Is my persoon wat my leer en lei. So hy herstel en hy lei ons. Hy verkoop. Hy help my wanneer ek moeg en afgemaak is en hy lei my op die regte pad. Dis ook die kosbare, laat ek nie die pad van die leuen loop nie, dat ek die regte pad en geregtigheid loop. Hier staan dan nou, om sy naam ontwil, om sy naam ontwil. Hoekom sê hy dit om sy naam ontwil? Dis om God, dis die heenwyser na God se karakter. Hy is wie hy gesê het, hy is. En hy het opgestaan om daardie karakter wat hy het, te kom vervul in ons lewens. Dit is wanneer dit manifesteer in ons lewens, is dit tot sy eer. Wanneer ons as gelowige mense sy pad volg, is dit 'n kwessie van tot sy eer. As jy langs die sportveld sit en jou seun of jou dogter teken 'n doel aan in hulle sport, wat doen jy? Dis my kinders. Dit jy gesien, daai is my seun, daai is my dogter. En dit is hoe Jesus en die Vader en die Heilige Gees oor jou en my voel. As ons in sy gemeenskap en sy geregtigheid leef, hoe kom ons daar? Is deur die keuse te maak deur dit wat hy vir ons sê. Hy loop vir ons uit, hy's 'n herder. Hy wys die rigting aan die pad wat ons moet loop en hy bou ons geloof. Geloofsbou kom deur stampe en stote in jou lewe. Ons gaan nie gimnasium toe om ons spiere te bou sonder weerstand. Ons moet weerstand in ons lewe hê. Daar moet iets wees wat gebeur. Dan sê ons altyd, Here, gee my vrede, dan gee hy my allerlei om vir my te bewys, jy kan vrede hê te midde van die omstandighede waarin ons onsself bevind. Kom ons gaan na vers 4 toe. Nou hier vers 4 is nou daai wat ons nou van praat. Ons gaan in 'n dal van doodskade weer. Maar wat sê dan? Ons sal geen onheil vrees nie. Hoeveel keer sê hy, jy moet nie vrees nie. Toe hy by die disippels in die bokamer ingekom het deur die muur, daar kom staan het, na sy opstanding, het hy vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Want vrees is een van die vyand se grootste
wapens wat hy gebruik in mense lewe, is vrees. Hy wil jou bang maak. Maar hy sê vir ons moet geen onnodige vrees nie. Want hoekom? Want U is met my, die stok en die staf, die vertroos my. Ons dink baie keer, 'n stok en 'n staf is iets wat ons mee slaan. Maar die herders van die ou tyd, in die berge waar hulle die skape laat loop het 'n stok en 'n staf gehad, waarmee hy die skape kon trek na hom toe, waardeur hy die skape kon rig en lei, en wat hy dan doen ook, is om die vyande af te weer. Die roofdiere wat die skape wou kom steel, kon hy gebruik het om daai stafhonde van hy diere al weg te hou. Die tema is dan beskerming en gevaar. Dit is wat hy vir ons sê. In moeilike tye is Heilige Gees ons vertrooster. Hy's daar. Ons moet net met hom praat. En ons geloofsore moet oop wees om te hoor wat hy sê. Hy skape hoor my stem. Hy praat in ons binneste, in ons gees. Praat Christus heel dag deur die Gees in ons harte. Ons moet net ons kop 'n bietjie stil maak. En ons kan vir hom vra, Here, vat die geraas 'n bietjie weg tussen my ore. Vat 'n bietjie weg, dat ek nie hierdie goed hoor nie. Maar laat ek kan bedink wat daar bo is, dat ek die sin van Christus gaan hê, om te kan verstaan wat hy vir my sê. So ek vra, Here Jesus, wat sê U vir my? En wat moet ek doen rondom die situasie? Dit is waarmee hy vir ons hier sê, tydens moeilike tye, is hy daar vir ons. En die verskil is, ons is nie alleen nie. Ons almal het dalk gery vandag. Goeie. Toe ek moet ry, toe is ons 4 dan. Nee, stem julle saam. Ek is alleen in die kar, ons is 4. Ek, Jesus, Vader, Heilige Gees. Want nou hoef ek nie vir te sê, Here, wees met my tot daar nie, maar hy is in elk geval daar tot klaar, want julle wat sal hê. Nee, ons is in God se teenwoordigheid 24/7, of ons dit nou weet of nie. Hy is daar, dis soos die water van die see, wat die seebodem oordek. Al daai goed wat so uitstaan, Nieu-Seeland en Australië en al die lande wat uitstaan uit die water uit, is gekoppel aan wat? Aan die aarde. En soos daai see dit toemaak, so is Christus die drie-eenheid met ons, elke oomblik van die dag. Die stok beskerm my teen vyande, sy staf is die leiding en die reghelp. Ons vertrou die Herder vir krag en sy teenwoordigheid. In enige omstandighede, dan sal staan. Ek het baie getuienis al gehoor van mense wat in moeilike omstandighede bevind, net die naam van Jesus uitroep. Dan kom daar vernuwing, dan kom daar verandering, dan kom daar ingryping van sy kant af. En as ons die vraag, en hy help ons, sê altyd ja. En hy sê vir ons, wat ons moet doen te midde van die omstandighede. Kom ons gaan al vers 5 toe. Vers 5 is 'n kosbare een, en is baie keer lagwekkend, want mense verstaan nie altyd. U berei die tafel voor my, alles is teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Die beeldspraak daarin is weer kosbaar. Seën en oorvloed te midde van die stryd. Nee, is lekker. Hier sit ons by 'n buffet ete. Daar is ons teenstanders. Waar is ons? Ons is onder God se toesig. Ons is in sy teenwoordigheid om die seën en die oorvloed van hom te beleef. Nie te wonder of bekommerd te wees oor wie nou wat en hoe kom daai en daai. Ons is in sy teenwoordigheid. So wanneer daar teenstand is,
is daar sy teenwoordigheid. Die olie, die eer, die genesing, die vreugde, wat ons as gelowiges beleef. Ons beker loop oor, beteken daar's meer as genoeg van dit wie hy is. Hy is, hy het vir Abraham gesê, en vir Moses sê, ek is wie ek is. Jy hoef nie bekommerd te wees oor my karakter nie. Jy moet net doen wat ek vir jou sê. En jy moet die Israeliete uitlei, en ek sal vir jou daar wees. Die volmate van sy geestelike seën is ons in die teenwoordigheid van die vyande. Kom ons kyk na vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, 'n lente van dae. Nou wat sal ons sê? Is daai gedeelte, wat wil dit vir ons sê? Net goedheid en guns sal my volg. Dis 'n kosbare kenmerk van God, is dat hy is goedheid en guns. God se goedheid jaag ons agterna. Hy soek ons die hele tyd. Hy's daar, hy kyk wat hy ons kan doen. Nie net nou nie, verwonder ook, as ons sterf, as ons terugkeer na stof, dan leef ons gees, totdat Jesus kom. En dan in sy teenwoordigheid vir ewig. Onthou net daai beeld van klein stukkie tou se punt is rooi. Maar die res is ewigheid. So maak seker. Want God is in sy koninkryk en ons kan deel van sy koninkryk wees tot in alle ewigheid. Nou, as ons gou kyk, wat sê vers 1? As ons kan 'n bietjie hersiening doen. Wat het ons daar gelees? Ons het gelees daar's voorsiening. Nou julle? Is julle nog hier? Daar's voorsiening. Vers 2 het hy gesê, wat is daar? Daar's rus. Vers 3, daar's lyding. Vers 4, daar's beskerming. Vers 5, daar's seën. En vers 6 is daar sekerheid. En dit is wie ons dien. Ons dien 'n God wat teenwoordig is, wat by ons is, wat 24/7 met ons is. En wie se teenwoordigheid ons die hele tyd is, moet dit nooit vergeet nie. Hy's in jou, hy's om jou, jy is in hom en hy is in jou. En as dit die geval is, dan maak hy by ons woning, sê hy. Want die Nuwe Testament het dit veroorsaak deur Christus se opstanding. Is hy nie opgestaan nie? As hy nie die sterf is goed, maar die opstanding is waaroor dit gaan. Die hemelvaart is waaroor dit gaan. Die inwoning van sy gees, toe hy dit uitgestort het, is waaroor dit gaan. Ons is nou lewend gemaak in ons gees deur die wedergeboorte in Christus Jesus. Nou ja, amen, laat ons. Ons is deur daai ene. Kom ons vra dat ons weer sal staan, dan sing ons die volgende lied. Die oorwinningslied. Dan gaan ons verder met die program. Baie dankie.
seën van die Here. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om nou eens weer in die lied te kan bevestig dat U is die groot koning. U is die een waaroor alles gaan. U is die een wat in die Bybel van vooraf, van Genesis tot Openbaring, dit is U boodskap, dit is U koms wat voorspel is. En U het gekom, U het kom sterf, U het kom opstaan. En dankie Here vir die voorreg ons het om wel in geloof na U toe te kan kom, om te kan sê, dankie, kom vul ons harte, draai my lewe om, want ek wil saam met U vir ewig wees. Dankie vir die voorreg, ek bid nou dat die seën op ons gemeente sal rus, hier wil hulle verder gaan, elke familielid sal vertroosting beleef, en dat die genade van ons Here Jesus Christus met julle sal wees. In sy naam. Amen. Amen. Baie dankie. Ons vra vir Bastian om die bedanking te doen. Goeiemôre almal. Ek wil net 'n bedanking voorhou wat kom van Marika en Pikkie af. Ons en die kinders, die familie ewig dank